Goeiemôre almal. Terwyl almal nog instap, kom ons raak net rustig en bewus daarvan dat ons in God se teenwoordigheid is. En dan hierdie lied is so half om net te sê jy is nou hier en God is hier teenwoordig. So kom ons sing hierdie lied All Who Are Thirsty. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Ons het nou gesing, Come Lord Jesus, come. En jy stel jouself nou oop, jou voete is op heilige grond, want God is teenwoordig. Hy is al lank al teenwoordig, ons is net nie altyd so bewus daarvan nie. Maar God kom nou nader en hy groet jou met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou, my geliefde kind. Amen. Het jy gehoor hoe God jou groet? Jy is hier om God te ontmoet en jy is hier
Heel eerstens, nie om te ontvang nie, maar om jouself as lewende en heilige offer te gee. En daarom gee jy ook nou jouself deur 2 liedere tot eer van God te sing. Ons gaan dit doen. In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Die hele lied gaan net oor wie God is en hoe groot God is. So ons gaan 2 liedere saam sing. Kom ons staan as ons die Here loof en prys, want hy is dit waardig. En sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Want aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof, want U regeer. Miljoene in gereedheid is die engele voor sy troon, verbuister in sy sieraad en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Want aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof, want U regeer. Driemaal heilig is die Heer, hy wat was en is en kom. Hy is die Alfa en Omega, almagtig en verhewe. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Want aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof, want U regeer. Want aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof, want U regeer. U regeer. Jou lewe is 'n lofgedig, geskryf tot sy eer. Sorgvuldig elke woord gekies, soos die reënboog se kleur. Jy is beplan in die hemel, verteenwoordiger van God. Sorgvuldig aan mekaar geweef, om te leef met een gebod. Mag jy omgee en lief hê, en so sy beeld uitdra, in 'n wêreld wat verward is en na ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en so sy naam vereer, by almal wat op soek is na die antwoord op hul seer. Is gebore in die wêreld, maar gemaak vir 'n paradys, om te lag en te lewe, soos 'n prins in 'n paleis. So waarom dan die sonde, waaraan jy so bly klou, wat steeds sy beeld vernietig, en jou vreugde stukke kou. Mag jy omgee en lief hê,
en so sy beeldheid dra. In 'n wêreld wat verward is en 'n ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê en so sy naam vereer. By almal wat op soek is na die antwoord op hul seer. Mag jy omgee en lief hê en so sy beeldheid dra. In 'n wêreld wat verward is en 'n ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê en so sy naam vereer. By almal wat op soek is na die antwoord op hul seer. Mag jy omgee en lief hê en so sy beeldheid dra. In 'n wêreld wat verward is en 'n ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê en so sy naam vereer. By almal wat op soek is na die antwoord op hul seer. By almal wat op soek is na die antwoord op hul seer. Julle kan maar sit. En julle. Al die kinders, julle kan gou vorentoe kom. Groot en klein. Gaan dit goed met julle? Wie hou al vakansie? Dit gaan goed met my ook, baie dankie. Gaan ons gou vinnig vir Wolly roep? OK, 1, 2, 3. Wolly! Oh jee, Wolly is hier so. Hallo Tannie, hallo. Wolly is baie vriendelik vanoggend. Hallo Tannie, hallo. Oepies. Hallo. Hallo Wolly. Ek is nou skoon moeg. Ek sien so Wolly, maar jy is omtrent vriendelik vanoggend. Ja Tannie, ek moet almal groet en hallo sê. Moet vriendelik wees. Ja. Ag, dit is so mooi eienskap. Ja, om vriendelik te wees. As ons Christene is, dan moet ons almal altyd vriendelik wees met mekaar en so. Ons het nou gesing, mag jy omgee en lief hê en so sy beeld uitdra. So ons moet Jesus wees vir ons naaste. En jy kry dit so reg, maar Wolly, ek wil nou eers by jou hoor, het julle toe cupcakes gebak? Wie kan onthou van verlede week se storie van die cupcakes? Sy moes mos ons het mos uit die resepteboek uitgelees. Kan julle onthou? Wolly, vertel vir ons. Ja Tannie, ek het toe cupcakes gebak. Ons het geleer, jy kan nie net lees uit die resepteboekie, jy moet dit doen ook. En net so Christene, ons kan nie net lees uit die Bybel nie, ons moet doen wat daar staan. En dis hoekom ek vriendelik probeer wees, want daar staan mos in die Bybel, jy moet vriendelik wees. Maar Ja. sjoe Tannie, dis lekker om 'n Christen te wees, maar is harde werk. Oh, ja. Dit is soms harde werk, maar weet jy, die Heilige Gees gee ook vir ons daai krag. Maar Wolly, dit laat my nou dink, deur almal te groet. Dit laat my nogal dink, nee, jy weet, die Zulus
En die Tswanas, hulle het 'n manier om mekaar te groet en hulle gebruik die woord sawubona. Sawubona. Sê gou almal sawubona. Wie weet wat beteken sawubona? Amper daar. Sawubona beteken ek sien jou. So as hulle mekaar groet, dan sê hulle nie hallo nie, hulle sê ek sien jou en dan reageer die ander een en sê ook ek sien jou ook raak. So as jy groet, dan sê jy ek herken jou waarde, ek herken jy is hier. So ek wil hê almal draai gaan na die persoon langs jou, agter jou, wat jy nie ken nie, wat nie jou familielid is nie, en sê vir hulle sawubona. 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 Ja, so sien ons ook mekaar raak hier in die gemeente. Ons erken mekaar se waarde. Ons is almal deel van 'n familie en Wollie, ek wil nou sommer terwyl julle nou hier is en terwyl die kinders hier is, ek sien sommer een van die maatjies wat die week verjaar ook. So ek wil hoor, is daar enige iemand, al is jou naam nie op die bulletin nie, wat hierdie week verjaar? Dis nou jou kans om jou hand op te steek, op te staan. Wie verjaar die week? Tannie kan opstaan. Tannie moet opstaan dat hulle nog iemand? En hy verjaar ook. Daar's nog 'n tannie wat verjaar en daar's 'n oom. Daar sy. Okay, gaan julle drietjies gou hardloop na daai oom toe en na daai tannie toe en daar's ons nog 'n tannie. En hier is hulle kaartjies ook. Julle kan vir hulle kaartjies ook gee. Daar staan nog 'n tannie daar aan die ander kant. Sien julle vir haar? Hier is die chocolaatjie ook vir haar. Daar is sy. Daar is hy. Baie geluk jong man. Ek sien jy het sommer das aan, so jy is ook 'n oom wat verjaar vandag. Daar's ons haar, né? Daar is sy. Baie geluk almal, het ek enige iemand oorgeslaan. Ons sê vir julle baie dankie en as julle nou vir hulle die sjokoladietjies gee, dan sê ons wat jonk is, sien die grootes raak en die grootes sien die jonges raak. Ons sien almal mekaar raak, want ons is almal deel van 'n familie. So kom gee gou vir Wollie 'n lekker drukkie en dan kan julle sommer na julle klassies toe ook beweeg. Ja. Hier is nog 'n klein maatjie wat ook vir jou drukkie wil gee. Daar's ons sy. Goed, en terwyl hulle uitbeweeg, gaan ek nou ook dan geleentheid gee vir die dankoffers om opgeneem te word.
Soos ons vanoggend hier sit ons elkeen met ons eie storie, ons eie verlede, ons eie skuldgevoelens of frustrasies, ons eie tekortkominge. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. En die volgende lied wat ons sing, Gebed van Koos Doep, wat sê, laat my nooit die grond verlaat nie, laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my, sodat Christus al meer gestalte in jou lewe sal kry, dat jy sal sterf aan jouself. En die lied sê ook, elke afdraaipaadjie ken ek, elke keer het ek verdwaal, elke keer het u my iewers kom haal. So, maak nie saak hoe ver jy al afgedwaal het nie, dis altyd net een tree terug tot in God se arms. So in hierdie oomblik, net van 'n oomblik van stilte, waarna ons dan die lied gaan sing, kom ons raak net bewus van ons eie gebrokenheid en dat ons alles, ons frustrasies, ons bekommernisse, alles wat jou gedagtes nou oorheers, gee dit nou vir God. Here, my gebed nou is dat U Heilige Gees in ons harte sal werk, dat U die woord vir ons sal oopbreek, dat U ook ons gedagtes sal open. En Here, al is dit ook net een woord of een sinnetjie wat ons sal onthou, wil U Heilige Gees ons daaraan herinner ook in die week wat kom. Vra nou vir die Here om jou te herinner aan wat jy nou gaan hoor. Here, dankie dat U ook ons gedagtes ken nog voordat dit by ons opkom, dat U selfs die hare op ons kop
getel het en Here, U wat die God van die heelal is, wie se glans soos kristal is, U kies tog ook om af te kom, in te kom, tent op te slaan tussen ons, saam met ons te stap, in ons te woon. En Here, as ons nou inasem, asem ons in en sê, U in my, en as ons uitasem, sê ons, ek in U. Asem in, U in my, ek in U. Amen. Die teksgedeelte vanoggend 1 Petrus 3 vers 13 tot 22. Nou julle sou gesien het verlede week het ek gesê dat ek hierdie Sondag weer iets anders, 'n ander teksgedeelte wou preek, maar soos wat die week verloop het, het die Here hierdie teks op my hart gedruk en daarom kon ek nie anders as om juis ook dit vanoggend met julle te kom deel nie. En ek dink in hierdie gejaagde lewe van ons, veral ons wat hier in die stad of een van die voorstedelike gedeeltes bly, is dit baie maklik om aan te sluit by die ratreis. Ons is ook nou al meer as 'n jaar en 'n half hier in die stad en mens kan baie maklik in die gewoontes van die stad verval, maklik vasgevang raak in die dinge van hierdie wêreld. En wanneer alles vinniger beweeg, dan het ek nou al ook geleer, raak mense geduld al hoe minder en raak daai draadjie al hoe korter. En dan is dit ook wanneer ons deernis en omgee vir mense begin kwyn en die doenlys wat net al hoe langer en langer raak, laat mens ook al hoe meer skuldig voel omdat jy nie genoeg tyd met God of met jou geliefdes of met jou familie of jou vriende genoeg tyd met hulle spandeer nie. So dit het 'n hele ketting reaksie. Of jy dalk is jy nou afgetree en dalk het jy nou baie tyd op hande. Maar dan begin jy jou gedagtes jou lewe oorheers en jy sien al die ellendes en die swaar kry rondom jou en jy bekommer jou oor jou kinders en 'n klomp goed wat rondom jou gebeur en dit lê jou heeltemal lam. Soveel sodat jy eintlik maar net 'n blinde oog wil gooi en maar 'n lewe van ignorance wil begin leef. Elkeen van ons sit vanoggend hier met ons eie stuk frustrasies, ons eie bekommernisse, ons eie moedeloosheid oor die kaarte wat die lewe maar soms vir ons uitdeel. Nou, ons lees dan vanoggend se teksgedeelte 1 Petrus 3, ook van mense wat dinge beleef het in 'n mate soos wat ons dit vandag beleef, selfde emosies, dalk net baie meer as wat ons dit nou beleef. En Petrus bemoedig dan hierdie mense en hy sê, maar hou moed, daar is hoop, julle is die lewende hoop, julle is die lewende stene, 'n geestelike huis waarin God self woon, so julle moet nou die lig wees. Nou in vanoggend se teksgedeelte hoor ons, hy is ook besig om hulle nog verder aan te moedig. Hulle moet aanhou om te volhard en te doen wat goed is. Dalk moet ek net terugtreë na verlede week, waar ons ook gehoor het, moenie dit doen nie, doen dit, moenie dit doen nie, wees so. Dit kan maklik vir ons begin klink na 'n to-do, nog 'n to-do list. Ag, ek moet net dit en dit ook nog doen. Maar as jy leef vanuit jou identiteit
in Christus, as jy werklik weet wie jy is, en as God homself aan jou openbaar, dan begin dit uitborrel uit jou binneste, dan kan jy nie anders as om te leef as Christen, dan kan jy nie anders as om Jesus se hande en voete te word nie, want die liefde van Christus dring jou. Nou kom ons lees wat die implikasie daarvan is, as ons 'n lewende huis is, waarin God self woon, ons wat die lewende hoop is. 1 Petrus 3 vers 13 tot 22. Ek lees uit die 83 vertaling. Wie sal julle kwaad aandoen, as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly, omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees, of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid, nederigheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor kan skaam kry, dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly, wanneer julle goed doen, is dit beter so, as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus, wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar ook sy oorwinning aangekondig. Vers 22, ek lees net dit ook. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en die magte en kragte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Ons lees net tot sover. Een van my gunsteling Disney stories is Lion King. Nou, daar is baie interessante lewenslesse in Lion King te leer, en ek kan omtrent al die hele fliek uit my kop uit opsê, maar wanneer Simba, een van die lewenslesse wat mens ook kan leer is, wat jy nie moet doen nie, of hoe jy nie moet wees nie, en wanneer Simba, die klein leeuetjie, depressief is en nie meer wil leef nie, dan kom Timon, die meerkykie daarna hom toe en hy sê, look it, bad things happen and there's nothing you can do about it, right? En sê Simba, right? En sê, wrong. When the world turns his back on you, you turn your back on the world. En dit is so maklik ook hoe ons dink ons behoort te leef. Die lewe het maar die geneigtheid om sy rug op jou te draai. Dit verpletter mens nogal, veral as jy 'n people's pleaser is, as mense net hulle rug op jou draai. As mense jou verstoot, as daar gediskrimineer word teen jou. Partykeer is jy self maar die oorsaak daarvan. Jy tree impulsief op, sê dalk iets wat jy nie moes gesê het nie, en dan moet jy maar self die gevolge daarvan dra. Maar partykeer is jy ook heel onskuldig, of jy het niks kwaads gedoen nie. Jy staan dalk uit beginsel uit op vir dit wat reg is, en dan is jy maar net nie meer populêr nie. Die antwoord is egter nie om kwaad met kwaad te vergeld nie. As die lewe sy rug op jou draai, behoort jy nie ook jou rug op die lewe te draai, soos wat Timon die meerkykie vir ons leer nie. Die lewe is moeilik, en ons gaan soms ook ter wille van ons geloof moet ly. Dit is die kruis wat jy bereid moet wees om as Christen te dra. Maar Petrus skryf vir mense wat niks verkeerd gedoen het nie in ons teksgedeelte vanoggend. En wat ook niks kwaad bedoel het nie. Inteendeel, hy skryf vir
diep gelowige mense. Hy noem hulle vreemdelinge in die wêreld, sien ons in hoofstuk 1. Hulle is vreemdelinge wat ervaar dat daar teen hulle gediskrimineer word, juis omdat hulle doen wat reg en goed en mooi is. Hulle dra die kruis van Christus en hulle leef radikaal, soos wat Christus wil hê hulle moet leef. Hulle is vreemdelinge wat net deur die samelewing uitgestoot word. Nou ons het al die afgelope paar weke ook hier in die gemeente gehoor hoe ons as gelowiges se lewe behoort te lyk as ons weet wie ons is in Christus. So kom ons kyk bietjie meer in diepte wat Petrus sê na hoe daardie gelowiges geleef het en kom ons kyk hoe het daardie gelowiges gelyk. Hulle was jong gelowiges wat nie bekeer het, wat daar in Klein-Asië gewoon het, en hulle het hulle leefwyse om Christus na te volg baie ernstig opgeneem, amper soos Wolly wat vanoggend letterlik almal wou groet. Hulle het hulle liefde bewys aan hulle vyande. Hulle het gesorg vir die armes, hulle ingeneem ook by hulle huise. Hulle het hongeres kos gegee. Hulle het die dakloses met gasvryheid ontvang. Hulle het regtig met liefde omgegee vir mekaar en vir almal wat hulle pad gekruis het. En dan sien ons dat die mense het begin vra. Hulle was nuuskierig en hulle was jaloers. Hulle het jaloers ook begin vra. Waarom leef hierdie mense so anders? Wat het hulle so besonders? Nou, waarom is hulle so nie waaraan ons gewoond is nie? En baie van hierdie mense was nuuskierig genoeg en het dan ook uiteindelik by die Christelike geloof aangesluit. Hierdie leefwyse het uiteindelik die hele Romeinse ryk van daardie tyd, daai magtige ryk, is uiteindelik omgekeer. Maar dit was nie aan die begin maklik nie. Trouwens, keiser Julius Caesar wat 300 jaar na Christus aan bewind was die laaste nie-Christelike keiser wat hom regtig ook beywer het vir die ou Romeinse godsdienste en hulle waardes en wat Christene ook vervolg het en hy het gevrees dat die Christene die ryk sou oorneem, juis omdat hulle soveel aandag getrek het in hulle leefwyse, in hulle leefstyl. Die vraag is eintlik, trek ons genoeg aandag as Christene hier in Suid-Afrika in hierdie gebroke wêreld? Maar dit bring my ook by die vraag, wat doen ons in ons wêreld as dit begin moeilik raak? As ons self begin ly? Hoe moet ons dit hanteer as almal rondom ons negatief en depressief raak oor allerhande uitdagende omstandighede en onregverdige situasies? Die hongersnood, die armoede in ons stad en in ons land, korrupsie, onsekerheid oor die nuwe regering, mense wat dalk hulle werk verloor, of onredelike familielede, onredelike mense in werksituasies. Hoe hanteer ons hierdie wêreld wat sy rug op ons draai? Hy wil nou net nie aangaan nie. Die eerste ding wat ons in ons teks hoor, hou aan om goed te doen. Tweede ding, wees gereed met 'n antwoord of 'n verduideliking hoekom jy so leef. En die derde ding is, fokus op Christus, die oorwinnaar. So die eerste een, hou aan om goed te doen. Nou die goed doen aan ander moet opreg wees en dit moet 'n natuurlike uitvloeisel wees van ons liefde vir God en omdat God se liefde ons dring. Met geen bybedoelings nie om raak gesien te word nie. Niks moet in jou pad staan en daar is geen verskoning nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, leer Christus ons,
verkondig die evangelie tydig en ontydig. Daar is geen verskoning nie. As jy ten spyte van die kwaad wat mense jou aandoen, aanhou om uit jou pad uit te gaan, om goed te doen, wys jy dat net Christus seggenskap oor jou lewe het. Dat jou identiteit nie bepaal word deur wat ander mense aan jou gedoen het, of wat ander mense van jou dink, of wat jy dink ander mense van jou behoort te dink nie. Jou identiteit word bepaal deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Sy bloed het vir jou gevloei en jy is vrygekoop. En daarom kan jy nie anders nie as om goed te doen. Moenie dat jou optrede bepaal word deur ander mense se optrede teenoor jou nie. Nou dit is menslik, ons eerste reaksie is, as iemand lelik is met jou, wil jy terug lelik wees. Ons sien dit al van kleins af. As iemand lelik is met my seentjie, dan wil hy terug lelik wees. Jy wil reg in eie hande neem. As mense oulik en gaaf is met jou, dan is dit maklik, dan is jy ook terug gaaf en oulik. Maar as hulle lelik is, in ons teks hoor ons dat ons eerder moet aanhou om goed te doen, en wanneer ons dan ly, omdat ons goed doen, moet ons dit as 'n voorreg beskou. Christus se goedheid moet uit ons uitstraal, en deur nie met woede te reageer wanneer iemand jou kwaai behandel nie, wys jy dat hulle nie die baas is oor jou lewe nie, maar dat Christus alleen jou lewenswandel bepaal. Dit is moeilik, maar ons kan dit net reg kry as ons bereid is om aan onsself te sterf en Christus die ereplek in ons lewens kan inneem. Laat toe dat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Hy moet meer word en ek minder. Daagliks moet ons bereid wees om aan onsself te sterf, die ou self uittrek en die kleed van Christus aan te trek. Ons moet Christus eerbiedig in ons harte. Daar staan uitdruklik dat ons nie bang moet wees of afgeskrik moet word nie. Hou aan om goed te doen, volhard. As ons so leef, sal anders sien dat ons anders is. Dan bring ons hoop. Jy weet nie dalk eers waar jy 'n saadjie saai nie. En dit laat die mense begin vra. En dit bring my dan ook by die tweede punt. As hulle begin vra, sjoe, hoe kry hierdie persoon dit reg om ten spyte van hoe sy behandel word, nog steeds so op te tree? Dan, wees dan gereed, die tweede punt, met 'n antwoord van hoekom jy so leef. Vers 15, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Onthou, soos wat ons nou gesing het, jou lewe is 'n lofgedig geskryf tot God se eer. Jou lewe is dalk die enigste Bybel wat iemand anders ooit sal lees. Hoe lyk jou Bybel? Die manier waarop ons antwoord, wanneer mense vir jou vra, is ook baie belangrik. Daar staan in ons teks, doen dit met beskeidenheid, nie uit die hoogte, ag weet jy, ek het dit en dit en dit gedoen en ek is eintlik so goed. Nee, jou taktvolheid en jou nederigheid moet wys dat dit God se krag is wat jou optrede sigbaar maak. Dit beteken nie, nederigheid weet ons beteken nie om minder van jouself te dink nie, maar net om minder aan jouself te dink. Moenie dink jy is beter as ander nie. Wat moet jy antwoord as hulle jou sou vra? Dood eenvoudig, vertel van jou verhouding met die Here. Vertel van hoe hy jou kom verlos het, van getuig van dinge wat al gebeur het in jou lewe. Dat Jesus jou lewende hoop is. Hierdie hoop wat in ons lewe is verbind aan die opgestane Jesus Christus. En as jy werklik besef dat Jesus bereid was om sy lewe vir jou te gee, dan kan jy nie anders as om ook jou lewe vir hom te gee nie.
En die antwoord wat ons aan vraende mense gee, word dan ook verbind aan ons fokus. Die derde punt, fokus op Christus, die oorwinnaar. Vriende, as daar iemand is wat weet hoe dit voel om onregverdig behandel te word, dan is dit Jesus. Vers 18 sê, ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God toe te bring. En dit moet ons strewe wees. Ek bedoel nie dat ons maar net vrylik verleiding moet gaan soek, om net te kan lei, sodat ons nou waardig 'n Christen kan wees nie. Maar as daar wel leiding oor jou pad kom, dat jy onskuldig sal lei, met 'n skoon gewete, nie wil wraak neem en self reg in eie hande wil neem nie, maar jou oog op Jesus te hou. Jesus wat bereid was om te lei, die onskuldige vir die skuldige, om sodoende ons na God toe te lei. As ons lyding beteken dat ons op hierdie manier ander na God toe kan lei, wat 'n groot voorreg is dit dan nie? Jesus het nie net gelei en gesterf nie, maar hy het ook opgestaan en hy het opgevaar en hy sit aan die regterhand van God. So dit beteken hy regeer, hy is oorwinnaar, hy het selfs die dood oorwin. Christus het deur sy hemelvaart alle magte finaal oorwin. Dit sê vers 22 ook vir ons. En daaraan kon die vroeë Christene en kan ons vandag nog steeds met vrymoedigheid bly vasklou. Ek sê dit so baie, dat jou verlede is seker, jy weet Jesus het vir jou gesterf, en jou toekoms is gewis, jy weet Jesus kom weer, en hierdie twee sekerhede gee ook vir jou hoop vir die hier en nou. Nou vanoggend is hierdie teksgedeelte vir ons 'n uitnodiging, maar dis ook vir ons 'n waarskuwing. Dis vir ons 'n uitnodiging om opnuut onsself oor te gee as verloste, heelgemaakte, vry mense, bestem om deel te wees van God se merkwaardige, ewige verhaal van God se liefde en sy trou. Dis 'n uitnodiging om opnuut weer na te dink oor wie regtig koning is in jou lewe. Om jou sondes te bely en vir God te vra dat jy met 'n skoon gewete, nie dat die aanklaer weer heeltyd sal terugkom en sê, maar onthou jy dit en dit en dit gedoen nie. Jesus het daarvoor betaal. Sit dit agter jou. Vrygekoopte, sonder om bang te wees en met 'n heilige eerbied vir God, goed te doen aan ander. Al sou dit dan ook beteken dat jy moet ly. Dis 'n uitnodiging om jou antwoord ook, die tweede punt, om jou antwoord gereed te hê, om te kan gaan getuig as mense vra. En dis 'n uitnodiging om weer die bril van die kruis op te sit en Jesus as middelpunt van jou lewe te verklaar. Jesus die oorwinnaar. Nou terselfdertyd is vanoggend ook vir ons 'n ernstige waarskuwing om nie die helende krag van Christus se kruis en sy opstanding te minag of te onderskat nie. Om nie daarby verby te leef asof dit nie bestaan nie. Dis 'n waarskuwing dat ons nie op 'n tragiese wyse 'n guldige geleentheid verbeur om vir ander 'n voorbeeld van redding, van singewing en van hoop te wees nie. Die wêreld is hopeloos, depressief. Hulle sien nie meer die sin in die lewe nie. Gryp die geleentheid ten volle aan. Carpe diem, gryp die dag. Die boodskap van die kruis, die boodskap van alle tye, het Christus aan my en jou kom gee. Ons is nou die gesande wat die bediening van die versoening, die beste nuus wat daar ooit was, het God gekies om in ons harte te plant. Ons
word nou Jesus verander. Ons is nou die lewende hoop vir ons naaste. So, volg sy voorbeeld. Moenie jou rug op die lewe draai nie. Dis 'n voorbeeld vir ons. As die rug sy lewe op jou draai, is dit eintlik jou tyd om af te gaan op jou knieë. En as jy af is op jou knieë, dan kan jy ook jou oë rig na die kruis. As jou fokus op Christus is, dan is jy ook gereed om voete te was, om te begin dien. En dit is wat ons as Christene moet doen. Daarom, liewe vriende, hou aan om goed te doen, wees gereed om te getuig en fokus op Christus, die oorwinnaar. Laat hy die seggenskap oor jou lewe gee. Die oorwinningskrag van Jesus Christus bemoedig my, dit versterk my. Dieselfde krag waarmee Jesus uit die dood uit opgewek is, dit is in my en jou. En dit gee ons die krag om, wanneer die lewe sy rug op jou draai, aan te hou volhard en aan God getrou te bly as geloofwaardige getuie. Amen. Here, in donker tye, as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn, bly U getrou. En Here, vanoggend hoor ons in ons teksgedeelte dat ons moet aanhou om goed te doen. Maar Here, ons kan dit nie uit onsself uit regkry nie. Here, ons is vanoggend hier omdat ons weet dat U ons ook die wêreld wil instuur. Daarom, Here, gaan ons af op ons knieë, want ons wil U voorbeeld volg. Ons wil doen wat U gedoen het. Ons is bereid om onsself te verloon, ons kruis op te neem en U te volg. Dankie, Here, vir die voorreg om te kan lei as 'n Christen, om te kan lei vir ons geloof. En Here, mag ons met moed en ywer en met die opstandingskrag wat in ons is, mag ons gaan getuig, Here, want in hierdie wêreld het hulle lig nodig. Het die mense rondom ons hoop nodig. Het ons medegelowiges, het ons ook mekaar nodig, en Here, help ons om ook mekaar se laste te dra, om mekaar se arms omhoog te hou, sodat ons mekaar kan begelei tot by U troon. Here, versterk U vanoggend elke swak hart, elkeen wat uitgeput is en oorlaai is, elkeen vir wie die eise van hierdie wêreld te veel geword het, elkeen wat siek is, wat hulle eie frustrasies het. Heilige Gees, maak hulle bewus van hulle identiteit in U, dat hulle koningskinders is, geroep vir iets veel meer as wat hulle self vir hulle beplan. Here, U beplan vir ons soveel meer as waarvoor ons ooit kon bid of dink. Aan U kom die lof toe, die eer en die heerlikheid. En Here, ons lewe word ook nou 'n gebed as ons die erediens van die lewe betree. En daarom sê ek ook nie nou amen nie, maar gaan ons outomaties oor in die volgende lied, waarin ons net weer vir U erken as die Here, U is my God, die wat wag op die redding van die Here, vind al rus
in die skadu van die heilige God, die Almagtige. In donker tye, as geloof en hoop getoets word en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn, bly U getrou. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en my krag, my God wie ek vertrou. As ons staan, rig jou oë na God en voel hoe God jou ook seën. Die wat wag op die redding van die Here, vind al rus in die skadu van die heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou U groot naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou U groot naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. In donker tye, as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn, bly U getrou, en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou U groot naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou U groot naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou U groot naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou U groot naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Op U sal ek vertrou. Op U sal ek vertrou. Daar waar jy moet lei, daar waar jy gaan hierdie week, is die Here ook by jou. En hy het jou so ontsettend lief. Elke tree stap hy saam met jou.
Jy kan net kniel, jou oë rig na bo, en jy kan ook saam met al die gelowiges besef hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag ons sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. Mag ons elkeen heeltemal vervul word met die volheid van God, sodat ons kan gaan goed doen as geloofwaardige getuies in hierdie gebroke wêreld. Amen. 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 Jou lewe is 'n lofgedig, geskryf tot sy eer. Zorgvuldig elke woord gekies, soos die reënboogse kleur. Jy's beplan in die hemel, verteenwoordiger van God. Zorgvuldig aan mekaar geweer, om te leef met een gebod. Mag jy omgee en lief hê, en so sy wildheid dra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en soos en al vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op ons seer. Jy's gebore in die wêreld, maar gemaak vir 'n paradys, om te lag en te lewe, soos 'n prins in 'n paleis. So waarom dan die sonde, waaraan jy so bly klou? Steeds sy wil vernietig, en jou vreugde stikkend kou. Mag jy omgee en lief hê, en so sy wildheid dra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en soos en al vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op ons seer. Onthou jy is 'n deel van God, wat kan skitter soos kristal, om die wêreld te herinner, daar's 'n God in die heelal. Kom dan nou en vat sy hand en leef soos sy kind, wat hy sal gemaak het, en jy sal vreugde vind. Mag jy omgee en lief hê, en soos sy wildheid dra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en soos en al vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op ons seer. Mag jy omgee en lief hê, en soos sy wildheid dra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en soos en al vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op ons seer. By almal wat op soek is, na die antwoord op ons seer.